Dag sê en baie welkom aan jou wat ingeskakel is op hierdie aanlyn diens. Mag jy die werking van die Heilige Gees reg deur hierdie geleentheid ervaar. Ons kom sopas uit Pinkstertyd en my gebed is dat jy in hierdie tyd opnuut bewus geword het van die werklikheid van die Heilige Gees. Ja, dat die Heilige Gees inderdaad 'n werklikheid in jou eie lewe is. Maar kom raak nou eers saam met my stil voor die Here. Kom so bietjie tot stilstand, daar waar jy jouself nou bevind, en wees bewus van die Here se alomteenwoordigheid deur sy Gees binne in jou. Bid saam met my in jou eie hart. Here, in ons skrifgedeelte waaruit vandag se boodskap kom, Efesiërs 5 vers 8, kry ons as u kinders hierdie pertinente opdrag. Leef dan as mense van die lig. Dit kan net gebeur as die Heilige Gees 'n werklikheid in ons lewens is. Ja, en die Heilige Gees word vir ons 'n werklikheid die oomblik wat ons lewens vir u oopgemaak het. U ingenooi het en u die volle beheer van ons lewe oorgegee het. U aangeneem het as ons verlosser. Here, mag dit waar wees in almal van ons se lewens. Mag die Heilige Gees vir ons almal 'n werklikheid in ons eie lewens wees, waar ons daagliks die werking van die Heilige Gees in ons lewens ten volle ervaar. Ons kan nie anders as om u opnuut te eer as God drie-enig, God die Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. Hierdie God wat ons elkeen so lief het, dat hy ons nie alleen aan ons eie genade hier op aarde agtergelaat het nie, maar die Heilige Gees, sy Gees aan ons gegee het, om ons elke oomblik van ons lewens terug te lei en te bestuur. Hierdie liefdevolle, omgee God, groet jou en seën jou daar waar jy is, met sy liefde, genade en vrede in oorvloed. Jesus is inderdaad die lig. En daarom roep hy ons ook hier in ons teks op as sy kinders om dankbaar te leef as lig vir die wêreld. Ons moet met ander woorde Jesus se lig oral laat skyn. En dit is presies hoe ons skrifgedeelte in hierdie geleentheid ons oproep om te doen. Ek lees vir ons teksgedeelte, Efesiërs 5 vanaf vers 6. Die opskrif by hierdie perikoop is juis ons tema ook in hierdie geleentheid. Lewe as mense van die lig. Lewe as mense van die lig. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen.
Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jylle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Die versie wat 'n mens dadelik tref in hierdie gedeelte is vers 8, die woorde wat sê, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Leef as mense van die lig. Ons tema in hierdie geleentheid, soos ek nou gesê het. In die eerste deel van vers 8 staan, in die Here is julle lig. In die Here is julle lig. So met ander woorde, jy en ek moet in Jesus se voetspore stap. Ons moet wees wie ons is in Jesus. Jy en ek moet met ander woorde ons identiteit in Jesus Christus uitleef. Want my liewe vriend, dit is hoe jy en ek die lig uit ons lewens uitstraal. As ons is wie ons in Jesus is. As ons identiteit in Jesus uitleef. Mense moet met ander woorde in elke optrede van ons Jesus kan sien. Mense moet in elke gesprek van ons Jesus kan hoor. Ja, Jesus moet in jou en my hele manier van lewe sigbaar en hoorbaar wees. Dit is hoe jy en ek 'n verskil kan maak midde in hierdie wêreld waarbinne ons leef, beweeg en is. Die een ding wat ons as kinders van die Here nooit moet vergeet nie, is dat die Here in die krag van die Heilige Gees meer in jou en my lewe kan doen, selfs as wat ons kan dink. Ja, Jesus kan jou verander, totaal en al verander. Alles hang nie af van jou eie pogings nie. En hiermee het Paulus vir jou en vir my baie goeie praktiese raad. In vers 18 sê hy, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Met ander woorde, laat die Heilige Gees jou lewe volmaak. Bekering is uiters belangrik. Want dis by bekering waar alles in jou en my lewe saam met Jesus begin. Maar dis maar net die begin. Daarom wil Paulus juis vir jou en vir my as ligdraers hier in vers 18 aanmoedig om deur die Gees vervul te bly. Hoor jy? Deur die Gees vervul te bly. Die Heilige Gees is nie iets waarin ons net moet dink hier in Pinkster nie. Jy en ek moet voortdurend
vol wees van die Heilige Gees. Ons moet die Heilige Gees se werking in ons lewens voortdurend, elke dag ervaar. Nou, om die voorbeeld te gebruik, wat ons teks gebruik in vers 18, die voorbeeld van drank. Jy weet ook baie goed, te veel drank verander mense. Dit verander so 'n persoon totaal en al. Hy word 'n ander mens. Die drank neem die beheer van so 'n mens se lewe oor. Dis die harde werklikheid. En as ons dit nou deurtrek na ons boodskap van vandag, dis presies hoe die Heilige Gees jou en my lewe kan verander, om die Heilige Gees volle beheer van ons lewens te gee. Dit maak ons ligdraers van Jesus Christus. Dis 'n totale, algehele oorgawe van elke faset, elke gebied, elke terrein van jou lewe aan die Heilige Gees. Ek laat toe dat die Heilige Gees elke kamer van my lewe volmaak. Dis wat dit prakties sê. Nou, ons het so bietjie terug, vroeër in die jaar, in April maand, Paasfees gevier. Ons het die sterwe en die opstanding van Jesus Christus opnuut gevier. Die gedagte is dat jy saam met Jesus Christus gesterf het met betrekking tot die sonde in jou lewe. En dat jy toe saam met Jesus opgestaan het in 'n nuwe lewe van oorwinning. Ja, dat jy nou na Paasfees, met ander woorde, leef as opstandingsmens in Jesus Christus. Ons kan met ander woorde deur jou hele lewe sien dat Jesus in en deur jou leef. En nou het ons so pas Pinkster gevier. As nuwe mens in Jesus Christus, as iemand wat leef uit die opstanding van Jesus, moet jou lewe nou elke dag vervul wees met die Heilige Gees, vol wees van die Heilige Gees, elke faset, elke gebied, elke terrein van jou lewe. Nou is die vraag, maar hoe gee ek die volle beheer van my lewe oor aan die Heilige Gees? Hoe gee ek die beheer van my lewe oor aan die Heilige Gees? In vers 19 en 20 van ons teks skryf Paulus, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. En dan sê vers 20, dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. So, om te sing en in dankbaarheid teenoor die Here te leef, is onder andere maniere hoe ons geestelike spiere kan bou, om dit so te stel. Nou ons weet, om spiere te bou, moet 'n mens baie hard oefen met gewigte. Om 'n bal ordentlik te kan slaan, vra dat ons gedissiplineerd, gereeld balle moet slaan. Om jou lig te laat skyn, moet ons gedissiplineerd, gereeld, geestelike oefeninge doen, geestelike dissiplines toepas in ons lewe, soos onder andere om te sing, geestelike liedere en ander lofliedere te sing. Verder beteken dit, jy en ek moet oefen om meer te dink aan die goed waarvoor ek dankbaar is in my lewe, en om dan die Here Jesus te dank daarvoor. Sê vir my eerlik, hoe gereeld sê jy vir die Here dankie, vir alles wat hy in jou lewe doen, vir alles wat hy jou onverdiend net skenk?
Verder beteken dit ook om gereeld met die Here te praat in gebed en om sy woord te lees en te oordink en dan saam met ander gelowiges te aanbid in 'n kleiner groep of in 'n groot byeenkoms. Ons het dit so nodig om ook geestelik by mekaar te leer. Dis onder andere van die geestelike dissiplines wat jy en ek in ons lewens moet beoefen, wat jou aanhou volmaak met die Heilige Gees en wat ons help om as lig vir Jesus te lewe, as mense wat getuig van Jesus en 'n verskil maak waar ons is en kan wees onder leiding van die Heilige Gees. Daar is hierdie ou verhaal wat ek seker is jy dalk ook ken. Dis die verhaal van die wit hond en die swart hond. 'n Ou Indiaan het 2 honde gehad wat hy gereeld teen mekaar laat veg het. Dit het daar in 'n klein dorpie in Amerika gebeur. Weet julle, ek het dit in die gemeente ook aangehaal. Dit is vir my rarig, dit was nog altyd vir my baie sleg. Die honde wat so teen mekaar beklei en dat dit 'n sport gemaak word. Maar nou ja, dis hoe ek daaroor voel. Hierdie ou Indiaan het gereeld daai wit hond en swart hond van hom teen mekaar laat veg. En voor die geveg het hy elke keer teen die mense gewet watter hond gaan wen. En nodeloos om te sê, elke keer was die ou Indiaan 100% in die kol. Soms was dit die wit hond en ander kere was dit weer die swart hond wat gewen het. En toe wou die mense by hom weet, maar hoe weet jy altyd presies watter hond gaan wen? En die ou Indiaanse antwoord was, dis maklik. Dit hang af watter hond ek kos gee, want daardie hond is altyd die sterkste. Vriende, dis 'n simpel, eenvoudige verhaal wat ons kan deurtrek na ons eie persoonlike lewe. Ons gaan ook deur die wit en die swart donker kante van die lewe. Daar's baie van ons wat baie kere negatief, moedeloos raak, so moedeloos dat dit oorgaan in depressie. En dan is dit ook 'n vraag. Watter hond in jou lewe gee jy kos? Die swart negatiewe hond of die wit positiewe hond? Waarop rig jy jou gedagtes? Die positiewe dinge of op die negatiewe dinge? As ons dit deurtrek na ons teks, om dankbaar uit die genade van die Here te leef, as mense van die lig, vra dat jy en ek die Heilige Gees aanhou sal kos gee in ons lewens, om dit so te stel. Want hoe meer ek vervul is met die Heilige Gees, hoe meer ek vol is van die Heilige Gees, hoe sterker is die lig wat uit my lewe uitstraal. Ons teks, Efesiërs 5 vers 8 sê, in hom, in Jesus, is julle lig. Lewe dan as mense van die lig. Kom vriende, kom ons lê ons nog sterker daarop toe, om dankbaar te leef as mense wat die lig van die Heilige Gees in ons het. Here Jesus, dis ons innige gebed in hierdie geleentheid, dat ons inderdaad sal leef as mense van die lig, wat ons lig laat skyn in hierdie wêreld van ons dag, die lig van die Heilige Gees, oral waar ons is en kan wees. Ek bid dat mense deur ons lewe, deur ons hele manier van lewe, vir U sal raak sien en hoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen.
Stap nou hier weg. As iemand met die lig van Jesus in jou. Iemand wat die Heilige Gees as 'n werklikheid in jou lewe ervaar. En gaan versprei sy lig. Leef as mense van die lig. Ervaar God die Vader se groot liefde vir jou. En God die Seun, Jesus Christus, se groot genade oor jou. In en deur die alomteenwoordigheid van sy Gees, die Heilige Gees, elke oomblik, altyd, oral, alomteenwoordig in jou lewe. Amen. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my aan die van die Vader en sê, wees U op my trooster. Kom o Skepper Gees, kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my aan die waarheid, leer my van die Vader en sê, wees U op my trooster. Kom o Skepper Gees, wees U op my trooster. Kom o Skepper Gees.